Goeiemôre aan elkeen van u. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here dat ons kan saamkom as medegelowiges om u woord te kom deursoek, Here. En dankie vir die Gees wat dit in ons openbaar. En ek vra u Here dat u vandag onbelemmerd met ons sal werk, sal spreek, Here, sal teregwys, sal optel en sal vermaan waar dit nodig is. Ek vra Here dat u vandag die prediker sal klein maak agter die kruis van Jesus. Dankie Here vir dit wat u vir ons gedoen het en dankie dat u aan elkeen van ons gedink het toe u aan die kruis gehang het. Ons vra Here dat u by sal stil staan by elkeen van ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons het vanoggend 'n wonderlike voorreg weer om die evangelie van Christus te verkondig. En dit is baie belangrik om te weet, daar's nie 4 evangelies nie. Daar's wel 4 getuienis wat een evangelie opgeteken het. Daar's een evangelie van Jesus Christus. En dit begin natuurlik, en die woord evangelie beteken die goeie nuus. Die goeie nuus, so ons is draers van die goeie nuus. Dit begin waar Jesus sy hemelse woning verlaat het en hier op aarde vir ons kom sterf het en opgestaan het en vir ons die weg gebaan het sodat ons vir ewig by hom kan wees. Dis die evangelie van Christus. En daar staan in die Bybel, as sou 'n engel uit die Bybel vir jou 'n ander evangelie kom verkondig, dit sal nie die waarheid wees nie. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Met die opening het ons die vers gelees van Galasiërs 6 vers 14 wat sê, mag ek nooit roem nie. Maar as ek roem, dat ons sal roem in die kruis van Christus. Nou ons mense en die mensdom daar buite roem tog in so baie goed. Ons roem in sekere suksesse wat ons bereik het in die lewe. En ander roem in geld en in jou adres waar jy woon. Ander roem aan die spogmotor wat jy ry. Ander roem in die status wat hulle het. Is die klank te hard? Kan ons dit dalk so 'n bietjie sagter stel? Ander roem in die status wat hulle het. Sien, hulle plaas hulle self so bietjie op 'n verhoog. Ek dink is dalk bietjie sag, julle moet maar luister hoe dit is. Ander mense roem selfs in hulle godsdiens. En o wee, wat 'n gevaar is dit nie, as ons roem in godsdiens nie. Maar Paulus kom sê vir ons vanmôre iets radikaal anders. Hy sê, mag ons nooit in enigiets van hierdie roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Nou wat bedoel hy daarmee? Wat beteken dit? Dit beteken wat die roem betref. Daar is net een ding waarin ons werklik waarde kan vind. Daar is net een ding wat werklik saak maak met die oog op die kruisiging van Jesus. En daar is net een ding waarin jy en ek kan roem. En dit is die kruis van Christus. So waarom moet ons daarin roem en waarom kan ons daaraan roem? Omdat die kruis van Christus die sentrale punt is, die spulpunt is, waarom alles draai. Die hele evangelie, die hele leringe, die hele woord draai om Jesus Christus en die evangelie van Jesus Christus. Dis die spulpunt van ons Christelike geloof. En dit is wat ons geloof in Christus uniek maak. Daar is geen ander godsdiens waarom die geloof om een spulpunt draai nie, as hierdie spulpunt, of hierdie sentrale punt wat Jesus Christus sou kon verdwyn, dan sal die hele godsdiens in mekaar insak. Maar as jy leer van
Gautama of enige ander van die Imamadi. Hulle godsdienst is gebaseer op die leerstellings van hulle, maar ons godsdienst is gebou op persoon Jesus Christus. En vandag kom ons nie net om te praat oor die kruis van Christus nie. Ons kom ook om dit te herdenk aan dit wat hy vir ons gedoen het. Ons kom ook vanoggend na die tafel toe van die Here. En in die eerste plek het hierdie kruis van Jesus Christus het alles kom verander. Dit het alles kom verander sodat ek en jy die weg sou kry. En ek nooi saam uit om Matteus 27 saam te lees. En ons gaan lees van hierdie kruisiging van Jesus, opgeteken uit die pen van Matteus. Onthou, daar's nie 4 evangelies nie, een van evangelie, 4 getuienis. Hoe het Matteus hierdie gesien? En die woord is natuurlik deur God geïnspireer vir ons om daaruit te leer en teregwysing en onderwysing en vermaaning. Matteus 27 vanaf die 32ste versie. Kom ons lees saam, soos dit vir ons opgeteken is in die onfeilbare woord van die Here. Matteus 27. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek van wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lood te werp, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lood gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hoofde skud. Ek wil net gou myself in die rede val. Die woord hier gesmaad in ons Afrikaans is 'n ou Afrikaanse woord vir beledig of belaster. Nou stel jouself voor dat hulle na Jesus gekyk het en hom beledig het en daar staan nog hulle hoofde skud. Hoeveel mense skud nie hulle hoofde vir jou en vir my as ons die ware evangelie verkondig nie. Dit was eerste met Jesus. Het dit eerste met Jesus plaasgevind. Vers 40. En sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red uself. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders en die ouderlinge gespot en gesê. Interessant hierso dat dit die gesiene mense, die skrifgeleerders, die fariseërs, die ouderlinge genoem word. Wat het hulle gesê? Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Kyk die voorwaardes wat hulle stel. Ons kan nie vir God 'n voorwaarde stel nie. Hy is die een wat die voorwaardes stel. Vers 43. Hy het op God vertrou. Laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde en tot die 9de uur. Hier verander die toneel. In hierdie vers raak die mense stil. Die mense wat hulle kop geskit het. Die mense wat hierdie sarkastiese aanmerkings gemaak het, word nou stil. Hulle besef nie met wie hulle te doen nie.
En ewe skielik verander die toneel. Vers 46. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. En dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, het dit hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia hom kan kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg het en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalene en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. As ons nou na hierdie verhaal lees van die kruis van Christus, dan sien ons die plek waar Jesus gekruisig is, daar buite die dorp, wat die heuwel genoem word van die hoofskedel, was dit baie beslis nie 'n mooi plek nie. Van die ouer mense kan dalk onthou, toe daar nog doodstraf in die land was, en jy ry daar by Pretoria in, ek kan nou nie die straat se naam onthou nie, en jy ry verby daai gevangenis, waar hulle die doodstraf toegepas het, dan was daar so 'n snaakse gevoel, dit is so gevoel wat jy nie kan oorvertel nie. Hier word mense doodgemaak vir dit wat hulle gedoen het, en hulle word gehang. Sien daai gevoel wat 'n mens kry, en sou ons nou die geleentheid kry om dalk in 'n sel te gaan, daar waar mense gehang is ek seker elkeen van ons sou nie regtig woorde gehad het om te beskryf hoe ons voel nie. Nou dit was die plek en dit was die gevoel van hierdie plek Golgotha. Dit was nie 'n mooi plek nie. Dit was 'n plek waar die hyenas die bene kom afkou het. Dit was die plek waar die aasvoëls bymekaar gekom het. Die mense het die plek eintlik vermy. Dit was 'n afskuwelike plek, daar waar mense gekruisig is. En die Bybel sê, hulle het Jesus geneem na daardie plek met die naam van Golgotha. Die plek van die hoofskedel. En dit was 'n plek van pyn. Dit was 'n plek van vernedering. Dit was 'n plek van vervloeking. En dit was 'n plek van die dood. In daardie tyd het mense nie graag oor daai plek gepraat nie. Ons het mos nog steeds plekke wat ons nie graag van wil oor praat nie. Wat dit nie lekker is nie, dit is nie aangenaam om daaroor te praat nie. En dit was presies gewees oor Golgotha. Die mense het net daaroor gepraat as hulle nou regtig daaroor moes praat. Dit was nie lekker om daaroor te praat nie. Sommige mense het skaam geword om daaroor te praat en ander het bang geword. So was al hierdie emosies op hierdie plek. En nou kom Paulus en hy sê vir ons in hierdie gedeelte, as ek roem, dan roem ek in die kruis van Christus op Golgotha. Nou, hoe is dit moontlik dat hierdie afskuwelike plek nou beskryf word as 'n plek van roem?
Paulus het ons gedagtes nou in 'n ander rigting gestuur. Jesus Christus het hierdie plek van skande waar die kruise gestaan het, kom verander aan 'n plek van redding. Hy het hierdie plek van vervloeking, het hy kom verander in 'n plek van genade. En hy het hierdie plek van die dood kom verander in 'n plek van lewe. En daarom, wanneer jy vandag hierdie brood neem, wanneer jy vandag hierdie beker neem, roem ons nie in die simbool nie. Ons roem in dit wat verwys na wat gebeur het op die kruis op Golgotha. En weet jy wat? Hierdie kruis was nie vir hom nie. Laat ek vir julle 'n ware verhaal vertel. Julle kan daai prentjie opsit. Hierdie is 'n werklike verhaal en as jy nou meer inligting het, is jy nou welkom. Vandag se tegnologie is dit so maklik om te Google. In die Tweede Wêreldoorlog was daar konsentrasie en nazi konsentrasiekamp gewees. En daar het een nag het daar 'n gevangene ontsnap. En as straf moes 10 van hierdie gevangenes sterf. En toe hulle name uitgeroep word of hulle geïdentifiseer was, is daar een persoon wat verskriklik beginne gehuil het. 'n jongerige man wat daar in die tronk was. En hy het gehuil en hy het hulle gesoebat, my vrou en my kinders, ek kan nie nou sterf nie, wat gaan word van hulle? En hierdie man het so hartseer gehuil oor sy vrou en sy kinders. En vir die wat nie die verhaal ken, toe stap daar een man na vore wat nie gekies is om die dag te sterf nie. En sy naam was Maximilian Kolbe. Dis 'n werklike foto van hom. En hy sê vir daai soldate, ek sal die plek van hierdie man inneem. Ek het nie 'n vrou en kinders nie. Laat ek in sy plek sterf. Daardie man het geleef, maar Kolbe het gesterf in sy plek. En later na die tyd, baie interessant om die verhaal te lees, hoe hierdie man wat die doodstraf moes gekry het, later toe ook 'n evangelis geword het, want hierdie man was 'n evangelis gewees. Nou geliefdes, hierdie verhaal is 'n kragtige verhaal wat ons vertel. Maar ek gaan vir julle sê, dit is nog niks teen die kruisiging van Jesus Christus. Ons kan dit nog nie eers vergelyk nie. Al het dit ons aangeraak en al raak hierdie verhaal jou aan, dit is niks teen wat Jesus gedoen het nie. Want die kruis het nie net 'n mens vir 'n mens gesterf. Jy sien, die Seun van God het vir sondaars soos ek en jy gesterf. Hy het my plek ingeneem. Dit was ek wat daar moes gehang het. Hy het my plek en hy het jou plek ingeneem. Dit moes ons gewees het wat op die kruis op die heuwel van Golgotha moes gesterf het. Ek en jy verdien niks anderster as die dood nie. Ons moes daar gesterf het. So die kruis was nie vir hom nie. Hy was sondeloos en vlekkeloos. Hy het gesterf vir jou en vir my. Nou ons lees ook in hierdie verhaal dat daar 3 kruise was. Aan die kante was daar misdadigers gewees en in die middel was Jesus Christus gewees. Maar die waarheid is, hy het nie daar gehang vir sy sondes nie. Hy het daar gehang
vir jou en my sondes, vir ons geskiedenis, vir ons stories, vir dit wat ons voorgestruikel het. En onthou, die Bybel sê daar is nie een regverdig nie, selfs nie een nie. As daar vandag een man sou wees wat die wet sou kon onderhou, dan het Jesus Christus verniet gesterf. En dan sê Paulus, as ek roem, dan roem ek in die kruis. Ek kan nie roem in myself nie. Die Bybel sê, hy het geen sonde gehad nie. Nou as die Bybel dit sê, dan is dit so. Hy was heilig en hy was onskuldig en hy was die lam van God. En tog sterf hy. Waarom? Waarom moes hy sterf? Omdat ek en jy skuldig is. Ons het nie vanoggend hier om na onsself te kyk nie. Ons kyk vanoggend terug na die kruis van Jesus Christus. Ons besef ook, in menslike terme natuurlik, wat die rede vir die kruis was, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry. Die kruis is ook die plek waar geregtigheid en liefde mekaar ontmoet. Nou, as ons nog geregtigheid wil definieer, sal dit boeke vol wees. Maar in kort kan ons sê, geregtigheid beteken om reg te staan voor God, om in 'n verhouding met hom te leef en te leef volgens sy wil en sy standaarde. Nou, die kruis is die plek waar die geregtigheid en die liefde mekaar ontmoet. Die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood. En dit sluit aan by geregtigheid. God kan nie sonde ignoreer nie. Hy kan nie teen homself gaan nie, maar by die kruis ontmoet hierdie geregtigheid van God. En die liefde wat daar vir ons getoon is deur die kruisdood van Jesus, ontmoet dit mekaar. Jy sien, geregtigheid sê, sonde moet gestraf word. Maar die liefde, en dan sê ek nou goddelike liefde, ek praat nie nou van 'n verliefdheid of 'n ligtelike liefde nie. Ons praat van agape liefde, die ware liefde, goddelike liefde. Sê die sondaar moet gered word. En nou kan die sondaar gered word, want die prys wat jy gedoen het en wat ek gedoen het, is nou betaal. En by die kruis sê God vir ons, ek sal die straf dra. Soos hierdie man wat die straf vir iemand anders wil dra, het die Here Jesus Christus die straf van die wêreld op homself geneem. Jesus neem jou plek en hy neem my plek in. En Jesus betaal vir ons die skuld wat ek en jy so skuldig voor is. Jesus Christus, hy wat geen sonde gehad het nie, hy is vir ons sonde gemaak. So waarom nou moet ons roem in die kruis? Ons kan nie in onsself roem nie. Want as ons in onsself roem, en as dit gaan oor die me, myself en I, gaan ek vir jou waarborg, jy gaan klaaglik misluk. En hoeveel te meer het hierdie nie met predikers te doen wat daar is vir hulle self, vir roem en eer, en dalk vir finansiële voordeel, en hulle byt die mense, die weduwees en wees veral uit. Nee, ons kan nie roem nie. Ons mag nie roem nie, want dan is ons nie in God se wil nie. Jy sien, as ons in onsself roem, het dit geen waarde nie.
En sommige van ons roem tog so in ons werke, en nou sê ek nie dit is verkeerd vir jou om te werk nie. Daar's 'n opdrag, jy moet arbei, jy moet werk en jy moet heers oor die skepping. Ons almal ken nou die verskil wat ons daar bedoel. Ons het 'n verantwoordelikheid, want dit is 'n opdrag van God. Selfs voor die sondeval moes Adam name gee vir die diere. Ons praat nou nie daarvan nie. Ons praat van werke wat ons wil inroem, skatte wat ons bymekaar wil maak, hierso waar mot en roes dit gaan verniel. Daai werke kan jou nie rein maak nie. Dit kan jou nie skoon maak nie. Inteendeel, as ek nou gou vir jou 'n geheim vertel, die goed wat jy hier bymekaar maak, maak vir jou laste. Dit maak dat jy 'n klomp goed moet dra, in plaas om te roem van Jesus Christus. En nou sê ek nie as jy 'n goeie sakeman is, jy's verkeerd nie. Ons het nou klaar die onderskeid gesê. Ek sê, in wie roem jy? Dit wat jy in jouself doen, kan nie jou sonde wegneem nie. Dit kan nie. Ons roem in die kruis van Christus, omdat Jesus op die kruis ons skuld betaal het. Daarom kan ons roem vanmôre. En daarom kan ons voortbou aan die werk wat hy aan ons toevertrou het. En dit waarvoor hy elkeen van ons geroep het. Omdat die kruis ons vrygemaak het. Omdat die kruis ons met Vader versoen. Want jy sien, ons verhouding was belemmer deur die sondeval. Nou is daar vir ons genade deur die kruis. Die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dit is al wat ons het. Ek wil dit graag weer sê. Die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dit is al waarin ek en jy kan vashou. Dis al wat ons het. Op die ou ende is daar niks anderster as dit wat Christus vir ons gedoen het nie. En nou vra die kruis vanoggend vir jou en vir my 'n reaksie. Die woord vra dat ons 'n reaksie sal hê vanoggend. Die woord van die kruis is vir party mense, vir die wêreldmense daar buite, is dit dwaasheid en is lawwigheid, en sommige is dit maar net sommer net vergewe nou die terme, Engelse terme, 'n fairy tale. As jy gaan kyk veral in die eerste lande wêreld, is dit maar net iets wat maar net 'n storie is. Maar verander vir ons wat in geloof met Jesus Christus staan, is dit die krag van God. Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, leef ook in jou en in my. So wat is ons reaksies? Ons het 3 keuses. Enige persoon wat lewe in hierdie lewe het 3 keuses. Of jy verwerp die kruisdood van Jesus Christus. Of jy ignoreer dit. Jy maak asof dit maar net iets is. En dis wat die meeste mense doen. Of jy aanvaar dit. Jy aanvaar dit en jy reageer daarop net om die geskenk te ontvang. So waarin moet ons roem? Nou ek wil vir jou sê, liewe broers en susters, as alles van jou weggeneem word in hierdie lewe. En as ek praat van alles, praat ek van jou aardse besittings, jou kennis, jou verstand, jou vermoë, jou kragte. As alles van jou weggeneem word, jou status, jou prestasies, wat bly oor in jou lewe? Het jy al bietjie bepeins daaroor as jy binnekort dalk gaan oud word en binnekort dalk jou kragte verloor? Dis 'n paar susters wat sal vir jou kan vertel wat gebeur in daai laaste paar dae. Wat doen jy as alles van jou weggeneem word? Net een ding bly oor. Die kruis van Jesus Christus.
Met ander woorde, die evangelie van Jesus Christus, dis al wat ek en jy het om aan vas te hou. En daarom mag ons nie roem in onsself nie. Kan ons roem in die kruis en roem in die evangelie van Christus. Ek vra die ouderlinge om vorentoe te kom waar die nagmaal kom bedien. Geliefdes, ons het gehoor van die kruis vanoggend en nou roep die Here jou ook na sy tafel. Wanneer jy die brood neem vanoggend, verkondig jy self, sy liggaam is vir jou gebreek aan die kruis. En wanneer jy die beker neem, verkondig jy self sy bloed wat vir jou gevloei het. En wanneer jy in die nagmaal deel, verkondig jy die kruis. En jy verkondig verder dat jy roem in die kruis van Christus. Maar die skrif sê ook, maar die mens moet homself beproef. Vra vir jou vanoggend die vraag, roem ek in Christus alleen vanoggend? Of roem ek dalk nog so 'n bietjie in myself? Is daar sonde wat ek nog nie bely en laat staan het nie? Is my hart reg voor God? En Johannes het vir ons geskryf in 1 Johannes 1 vers 9, sê hy vir ons, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om dit te vergewe. Daar is vandag vergifnis, ook vir my en vir jou, aan die voet van die kruis. Maak nie saak wat jou storie is nie, man. Ons almal het 'n storie. Ons almal het iets om te vertel. Op die grond voor die kruis is die grond gelyk vir ons almal. En ons almal is skuldig. En daar is vandag vir jou ook reiniging. Daar is vandag ook vir jou genade. Hierdie tafel vandag wat vir ons voorberei is. Wie mag deelneem aan hierdie tafel? Ek weet nie van u wie al bietjie bepeins het oor dit nie. Dit is vir die wat glo in Jesus Christus en die evangelie van Jesus Christus, waarvan die kruis 'n prominente deel uitmaak. Die mense wat bely dat Jesus Christus gesterf het vir jou sondes. So die mense wat vanoggend kan deelneem is die mense wat kan sê ons roem in die kruis van Christus. Ons sê nie dit is vir perfekte mense nie, allermins. Daar's nie een van ons wat perfek is nie, maar vir die gebroke mense wat na Jesus kyk. En tog moet ek sê, daar's 'n waarskuwing ook in hierdie gedeelte. As jy vandag hierdie nagmaal gebruik, en as jy Christus se genade verwerp, dan moet jy dit nie ligtelik deelneem vandag aan hierdie nagmaaltafel nie. Maar kom eers na die kruis van Christus. Al wat ons hoef te doen, is om sy genade te ervaar. Dankie, Tannie. Ek wil vra dat u die nagmaal sal hou en dat ons dit saam sal gebruik.
Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die kruis. Dankie vir die weg, Here, wat U gebaan het, Here, sodat ons nie verlore sou gaan nie. Dankie vir die liggaam, Here, wat vir ons sondes gebreek is, Here. Dankie vir die bloed, Here, wat gevloei het vir ons sondes aan die kruis van Golgotha. Ons kom en ons bely ons sondes vanoggend. Here, ons roem nie in onsself nie. Maar Here, ons kom vanoggend en ons roem in die kruis van Christus. Ons roem nie in onsself nie, maar aan dit vir wie en wat U is. Here, ons kom in nederigheid en in diepe afhanklikheid vanoggend na U toe. En ons wil vir U vra, Here, reinig ons, herstel ons, Here. En maak ons harte reg, sodat in harmonie kan wees met U perfekte wil, Here. Sodat ons waardig kan wees om deel te wees van hierdie tafel wat vir U, Here, wat vir U die simbool is wat U vir ons gedoen het. En dankie, Here, dat ons ook herinner dat daar nog 'n toekoms in Christus is, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vir ons 'n gedeelte saam lees in 1 Korintiërs 13 vanaf die 23ste vers. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem die brood. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Kom ons neem die beker. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En eintlik tot in aller ewigheid. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met dit is die dag. Dit is die